In Paulus se vermaning aan die einde van Efesiërs 4 tot by hoofstuk 5 vers 2, gebruik hy die eenvoudige maar treffende beeld van iemand wat sy of haar ou klere verruil het vir 'n stel splinternuwe klere, die klere van 'n koningskind nogal. Hy som dit kort en kragtig op in hoofstuk 5 vers 2. Volg die voorbeeld van God en leef in liefde. Dit is die kern van alles. Nie net reg leef nie, liefdevol leef. En nie op my eie manier nie, my eie idee van presies hoe nie my eie bepalings en voorwaardes nie. Ook nie soos 'n robot wat slaafs alles napraat en naleef wat ek by ander mense gehoor het nie. Paulus sê ook, ons liefde is nie sommer enige liefde nie. Hy gee vir ons die standaard. In hoofstuk 5 vers 1 en 2 lees ons, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, 'n offerande met 'n aangename geur. Dit is 'n hoë standaard. Paulus het dit nie self uitgedink nie, Jesus het dit gesê. In Johannes 13 vers 34 hoor ons hom hard en duidelik. Hy sê presies dieselfde. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Geen ja maar nie. Liefde wanneer dit maklik is? Ja. Liefde wanneer dit moeilik is? Ook ja. Liefde wanneer jy nie lus is nie? Veral dan. Liefde vir jou naaste, Markus 12 vers 33 en Romeine 13 vers 9, en liefde vir jou vyand, sê Jesus in Matteus 5 vers 44. Jesus se liefde was selfopofferend. Hy het nie gewag vir mense om dit te verdien nie. In 1 Johannes 3 vers 18 skryf die apostel, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n keuse en 'n aksie. Jakobus skryf dit in sy brief ook so. Maar dit kom nie maklik nie, dit kom nie van self nie. Dink maar aan 'n vliegtuig wat konstant moet koers aanpas. Vandat dit opstyg, is 'n vliegtuig eintlik 90% van die tyd tegnies van koers af en moet die loods of eintlik die autopilot die hele tyd die ou groot kolos op koers hou. Dit is ook hoe die Christelike lewe werk. Jy gaan nie perfek wees nie, maar jy moet aanhou aanpas. Ons moet elke dag sorg dat ons in pas is met ons Here en Meester Jesus Christus. Wanneer ek ongeduldig raak, moet ek dit regstel. Wanneer ek hard praat of onsensitief is, stel reg. Wanneer ek liefdeloos optree, stel reg, vra vergifnis en doen restituisie. Die Heilige Gees help ons van binne af, maar jy moet saamwerk. In Romeine 8 vers 5 skryf Paulus, die wat hulle deur die Gees laat lei, fokus op die dinge van die Gees. En in Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit is 'n daaglikse keuse, 'n keuse wat ek letterlik elke minuut van my lewe moet maak. Jy kies waarop jy fokus. Jy kies hoe jy reageer. Jy kies om soos Jesus te dink en op te tree. Waar in jou lewe kort daar vandag dalk meer van Christus se denke, meer van sy liefde? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons die standaard, die norm gegee het, die opdrag om lief te hê soos U liefhet. Maar dankie dat U ons nie aan ons eie oorgelaat het nie. Dankie o Heilige Gees dat U in ons werk. Help ons elkeen wat deur U leef, dat U as ons leidsman ook nou ons gedrag sal bepaal. Help my Here Jesus om elke minuut te kies, om te probeer dink en leef soos U dit sal doen. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.